Shalom en welkom by Mekorot. Ek is Rabbi Itzhak Shapira. En elke week gaan ons saam deur die Torah gedeelte in 'n aantal tale. Elke week bring ek vir julle een beginsel wat julle kan gebruik ter voorbereiding vir die koms van die Messias. Die Torah self is 'n prototipe vir die finale verlossing. Die sleutelgedeelte is altyd Micha 7:15. Waar God sê, ek het vir julle 'n bloudruk in die Torah self gegee om my terugkeer en my koms te kan verstaan. Hierdie Shabbat het ons 'n wonderlike parasha voor ons. Dit is Parashat Va'era. Iets waaroor ek met julle wil praat. In die lig van sommige van die dinge wat ons rabbi self vir ons sê dat ons moet oorweeg, is die manier waarop ons oor verlossing dink. Jy sien met in hierdie week se Torah gedeelte is dit inderdaad Moses self wat na die kinders van Israel kom. In Exodus hoofstuk 6 aan die begin van vers 6 in gedeelte waar hy aan Israel beloof, nie 4 nie, maar eintlik 5 beloftes. En daardie beloftes kom direk uit die mond van God. Hy gee hulle daardie beloftes. Hy vertel hulle dat God hulle wil red. En God wil hulle neem, God wil hulle verlos, en so aan, en so aan. Maar om een of ander rede verwerp die kinders van Israel net die wonderlike belofte wat deur God self gegee is. Die vraag is hoekom? Hoekom verwerp mense beloftes en verbonde en die dinge wat God vir ons sê dat hy wil doen en begeer om te doen? Dit is 'n belangrike vraag om te vra. Maar voordat ons hierdie vraag beantwoord, moet ons sien hoe hierdie Torah gedeelte begin. In Exodus hoofstuk 6 begin dit met die woorde praat met die kinders van Israel Ani Adonai. 'n belangrike woord. In die Ramat Rabbi Moshe David Walid verduidelik dat die woorde Ani Adonai, ek is die Here, in die betekenis het. Dit beteken ek is God wat nie net jou wil verlos nie. Ek het 'n begeerte. En die Ramat sê, ek verlang met groot liefde en roep julle op om my redding te ontvang en om my redding dringend te bespoedig. Jy sien, meeste gelowiges dink dat die redding iets is wat God net op 'n sekere punt in die toekoms wil doen. Maar dit is nie waar nie. Jy sien in hierdie week se Torah gedeelte lees ons oor die beginverhaal van die uittog. In Genesis hoofstuk 15 sien Abraham 'n droom. En in die droom sien hy sy nageslag wat vir 400 jaar in Egipte sal wees. Lees Genesis hoofstuk 15. Maar as jy spesifiek na die wiskunde kyk van hoe lank die kinders van Israel in Egipte was, is dit nie 400 jaar nie. Vriende, dit is eintlik 'n bietjie meer as 200 jaar. Wag 'n oomblik. God sê vir Abraham in 'n visioen dat die nageslag vir 400 jaar in Egipte sal wees. Dit was dan net 200 jaar. Wat beteken dit? Was die visioen nie korrek nie? Was die visioen nie waar nie? Inderwaarheid, God is bereid en in staat om redding te stuur en hy wil die redding eerder vroeër as later stuur. Ons sien dit in die gedeelte. Onthou verlede week in die Torah gee God uitkoms en bring Moses na die wêreld in die 7de maand. Hy was nie 'n baba van 'n volle termyn van 9 maande nie, maar hy was eerder net 7 maande daar. Dit is belangrik en betekenisvol vir ons om te verstaan wanneer ons oor verlossing praat. God wil altyd die verlossing eerder vroeër as later bring. En hier sê die Ramat dat die woord Ani Adonai beteken dat hy nou verlossing vir hom wou bring. Nou luister na wat die Ramat hieroor sê. Hy sê, maar dit is ook bekend dat die groot benoudheid, die groot verdrukking, jy sien die tyd van die piramides en die slawerny van die Joodse volk is 'n prentjie. En dis 'n prototipe van die tyd genoem Jakob se benoudheid in die skrif.
Hy sê, maar die groter probleem van Israel is nie die feit dat hulle in fisiese slawerny is nie. Dit is ongelooflik, vriende. Dit is nie die feit dat hulle in fisiese slawerny in Egipte is nie, maar eerder dat hulle 'n juk het van wat klipa genoem word. Dit is 'n term wat julle weer en weer by my gaan hoor. Verstaan so wat 'n klipa is. 'n Klipa is 'n juk. Dis 'n las, maar dis nie 'n fisiese las nie. Dit is eerder 'n geestelike las wat op hulle rus. Wat die Ramaat verduidelik het, is dat die ware juk van die kinders van Israel die juk was wat hulle geestelik keer om die verlossing te ontvang. Jy sien, Moses kom sê, ek gee julle hierdie beloftes in die naam van God. Ek haal julle uit. Ek verlos julle. Trouwens, die 4 beloftes wat hy gegee het, en een verborge belofte verteenwoordig die 4 beloftes van Egipte, die 4 beloftes van Pascha. Wanneer ons Pascha vier, lig ons wynbeker 4 keer tydens die Pascha seder. 4 keer doen ons dit. Dit verteenwoordig die 4 beloftes wat God aan ons gegee het. Jy sien, in werklikheid maak ons 'n regstelling vir daardie 4 beloftes elke keer as ons Pascha vier. Nie almal het dit gehoor nie. Ons het. Ons geslag vandag is toerekenbaar. En in wese, wanneer ons deel in die Pascha seder, sê ons vir ons hoor U God en ons is gereed om daardie beloftes te ontvang. Wat sou die Ramaat sê? Hy sê hier dat die werklike las, die werklike gewig op hulle was besig om hul siel, hul hoop en hul verwagting uit die siel te neem. Tot op die punt dat hulle nie in staat was om te ontvang wat die ewige lig genoem word nie, die hemelse heilige ligte wat nodig is vir elkeen van ons voordat ons die redding ontvang. Absoluut ongelooflike woorde vir ons om te lees, om te oorweeg en vandag te ontvang. Sien jy om redding te kan ontvang? Dis nie genoeg om net na die beloftes van God te luister nie, maar om te verstaan dat God daardie dinge vandag wil doen. In Psalms hoofstuk 95 vers 8 sê die Here self, ek kom vandag na julle toe as julle na my stem luister. Ek keer vandag terug. As jy dit sal ontvang en aanvaar, dit wat ons keer om dit te ontvang word genoem het in Hebreëus 'n klipa. Staar hierdie term in die gesig en sê dit die stryd aan in die komende dae. Dit is die gaping tussen wat ons oë sien en wat ons aanraak en wat ons voel teenoor die dinge wat in die hemel gebeur. God het in die hemel vir hulle gesê, dit gebeur reeds, dit is klaar, ek het julle, ek gaan daarvoor sorg. Maar die teks sê, hulle was nie in staat om dit te ontvang nie, en die Hebreëus sê, hulle kon dit nie ontvang nie, omdat hulle die gees ontbreek het. Hebreëus vir die term gebrek aan gees is die woorde kotseer ruach. Letterlik beteken dit die gebrek aan asem en die gebrek aan gees, die gebrek aan Heilige Gees. Iemand wat sonder die Heilige Gees loop, nie net kan hy nie redding in die gesig staar en ontvang nie, hy sal ook uit asem raak. Die Hebreëse uitdrukking kotseer ruach sê dieselfde as asma, maar nie sommer enige ou asma nie. Geestelike asma wat ons sal stop. Jy sien, die klipa is 'n klipa wat jou laat fokus op wat jou oë sien eerder as wat die Gees doen. Die Gees berei voor vir verlossing. En God sê hier in die teks, ek sal julle uit die juk van Egipte neem. En dan sê dit, ek sal julle red. Sien jy die verskil? Hy sê nie, ek sal julle red. En dan haal ek julle uit nie. Dit sê teenoorgesteld. Dit sê, ek sal jou uithaal, wat in Hebreëus die woord hotsi, het ga over hotseti is, dis die Hebreëse woord, wat letterlik beteken, ek sal jou uit iets uithaal. En eers dan, wanneer ek jou uithaal, sal ek jou verlos. Jy sien, want eers om verlos te word, moet 'n persoon
in hul eie gedagtes heeltemal uitgehaal word voordat hulle 'n fisiese verlossing kan ervaar. Die Torah hierdie week, broers en susters, kom om ons 'n belangrike beginsel te leer. En hier is die belangrike beginsel. God wil jou eers geestelik uithaal voordat hy jou fisies uithaal. As jy inderdaad redding wil ervaar, moet jy jou eers oor die geestelike dinge bekommer en dan sal die fisiese redding kom. Wat 'n beginsel, wat 'n ongelooflike formule is dit vir ons vandag. Dit sê Israel moes verstaan dat Egipte 'n geestelike prins het wat in Hebreëus 'n sar genoem word. En wat is 'n sar? Dis 'n persoon in die hemel, 'n demoniese entiteit in hierdie geval wat die fisiese entiteit beheer wat die koning van Egipte is. Israel moes weet dat eerstens en veral hulle moes erken dat die God van Israel groter is. Die Sar die Malach, wat beteken die engel van Israel, die een wat namens die God van Israel optree, is groter as die Egiptiese boodskapper, die Egiptiese Sarem. En tensy hulle dit geweet het, kon hulle nie redding ervaar nie. Verstaan dit. Dit is baie belangrik. Eerstens moet ons erken, soos ons in ons sinagoge sê, Adonai, Hu Elohim, wat beteken Adonai is die meeste van alles. Hy sê in Jesaja, ek is skepper van lig, ek is skepper van duisternis, ek is skepper van goed en ek is self skepper van kwaad. Alle dinge is deur God geskep. Alles is aan die einde van die dag in God se beheer. En dit is iets wat ons moet verstaan. Hy sê ook, ek verlos jou met 'n uitgestrekte arm. Hier is die uitdrukking, Hebreëus vir uitgestrekte arm is Bezro Anetuja. En ook in groot oordeele. Dis belangrik vir ons. Die Ramaat verduidelik, dit is die geheim van die hemelse magte, soos ons dit moet verstaan. Dit beteken, soos ek nie stop nie, moet jy ook nie stop nie. Moenie halfpad gaan nie. Ek strek my arm uit. So moet jy ook. Dit is die geheim en die kern van ons Torah gedeelte vandag. God sê, ek strek my arm uit vir ons om redding en verlossing te ervaar. Luister na my vriende. Jy moet ook jou arm uitsteek. Soek jy vandag redding? Ons wil Messias vandag hê. Ons moet die arm uitsteek. Hashem sal sy arm uitstrek en ons moet ook die arm na die Here uitsteek. Baie van julle kyk nou na my. Jy is besig om die arm uit te steek. Soos Petrus na Yeshua uitgestrek het. Jy moet vandag die arm na jou Joodse broers uitsteek en sê, deel in my redding. Sagaria 8:23 sê dat in die laaste dae 10 mense uit alle nasies Joodse tzitzit sal gryp. Wat is dit? Dit beteken hulle steek die arm uit, soos wat die Torah sê. God sê, hoe wonderlik is ons God. Hy sê, ek strek die arm uit te leer van die Here. Hy het in sy nederigheid, strek die arm vir ons uit. Hoeveel te meer moet ons arm na hom uitsteek? Wat 'n wonderlike ding. Hebreëus noem dit Etzba Elohim, die vinger van God. Raak aan die vinger van God. Raak vandag aan redding. Dit is die verskil tussen Christendom en Judaïsme. Christendom wil hê dat God kom en alles vir hulle doen, terwyl hulle agteroor sit en sê, God maak alles reg, maar dit is nie die model van redding nie. God sê, wil jy redding hê? Steek die arm uit. Steek die arm vir my uit. Soos jy die arm uitsteek, beloof ek jou, sê die Here. Ek sal die arm na jou uitsteek en ek sal oordeel, ek sal redding stuur in daardie laaste dae. Vriende, wat is Shiur Torah vandag in Mekorot? Ons het geleer, die kippot wil ons agteroor laat sit om nie gereed te maak nie. Maar hoe jy gereed maak is, deur hierdie te doen, reik uit na die Here, roep na die hemel.
Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge. Waar kom my hulp vandaan? Dit kom van die Here. Steek jou arm na hom uit. Roep hom aan. En ek beloof jou, redding is nader as wat jy kan dink. Vir jou en my en vir die hele Israel. Dis my quote vir hierdie week. Sien volgende week. Onthou om hierdie uitsending te share en te like. Shalom almal.